Goedemiddag en welkom terug saam met my, Lizzie de Silva, in die skrim. Ek het vandag 'n interessante gas hier saam met ons in die studio in. Hy's Gideon van Wyk, 24-jarige rugbyspeler en hy het 'n baie indrukwekkende rugbyreis die afgelope 24 jaar gehad. Gideon is al die pad, of hy's gebore in Lichtenburg, maar hy het nou al so getravel met sy rugby, wat hom selfs tot in Amerika ook gevang het. En hy's een van die nuwe gesigte wat ek opgetel het daar op Outeniqua Park, wat saam met die arende oefen. Gideon, baie welkom hier by ons in die studio. Dankie vir die geleentheid, ek waardeer dit baie, dankie. Ja. Gideon, vertel vir ons 'n bietjie meer van jouself. Ja, ek is maar doodnormale plaasseentjie wat maar besluit het om rugby te speel en ja, ek kom van 'n klein dorp af, soos ek gesê het, in Lichtenburg en toe het my rugbyreis van daar af vlam gevat. Ek het van kleins af het ek geweet ek wou 'n rugbyspeler gewees het en ja, hier sit ek nou 'n paar plekke gesien, maar ek moet sê hier is nog die mooiste plek waar ek was. Ek was nie, ja, want ek nou, jy was nou al in Amerika gespeel. Jy het nou onlangs voor jy by die Arende aangesluit het jy vir die Blitsbokke gespeel, in Dubai getravel, Mauritius toernooie gaan speel vir hulle. So ja, die rugby het omtrent al plekke geneem. Ja, nee, ek is baie bevoorreg. Ek meen mense sien, partykeer vat 'n mens dit vir granted wat jy as jy na plekke toe travel en dan naderhand raak jy gewoond daaraan, maar elke keer as jy net gaan en weet eers nou is ander mense wat nie geleentheid het om te travel nie en dan dit ook te doen nie op jou rekening nie, want die span gaan ons nou so, jy word getreed en al daai goed, so mens moenie daai goed vir granted vat nie. Ja. En behalwe die Blitsbokke, jy ook vir die Vrystaat Cheetahs gespeel. Vertel vir ons 'n bietjie meer van dit, hoe het jou tyd saam met hulle, jy weet, jou rugbyloopbaan en jou as speler gevorm? Ja, ek het na skool, ek was direk na skool, ek was bevoorreg geweest om soontoe te gaan en toe het ek 2 of 3 games Young Guns gespeel daar vir die Shimlas en toe het ek 'n oproep gekry van Coach Hawies, was ons afrigter geweest daai tyd, dat hy 4 ouens gaan optrek in die senior groep in en ja, toe dit begin, nee, ek sal nie sê moeilik raak nie, maar toe dit nou begin voel soos jy's nou in die setup en ek meen jy werk hard, dit was regtig lekker tyd geweest, maar die mens wat ek gevorm het, ek meen, ja, ek was 'n jong ou en nou stap jy daar by die werk in en hier sit Roan Pinaar langs jou en 'n Frans Steyn en 'n oupa Mahodje, so dit het baie onwerklik gevoel, maar net gebruik gemaak van die geleentheid wat 'n mens gekry het. Ja, en dan die groot spring Amerika toe. Jy weet daar waar jy saam met Heineke Meyer het die Houston Sabercats het hy afgerig. Jy was toe 'n speler daar gewees. Groot sprong. Jy weet wat jy gemaak het. Hoe was jou tyd daar gewees? Ag, dit was baie lekker geweest. Ek meen, Coach Heineke, ja, hy maak iets werk en ek was by die huis geweest in Bloemfontein toe lei my foon, dus dit Coach Heineke wat sê hy gaan Amerika toe en hy sou my graag wil saamvat en ek meen hy het daai tyd die bokke afgerig toe ek 'n klein seentjie was en toe ek vir my ma dit vertel, toe het ons nou oor iets gepraat die dag en nag. En ja, toe het ek oorgegaan na Amerika toe, maar dit was eintlik vir ons so lekker geweest. Ons het 'n groot groep Suid-Afrikaners wat oorgegaan het. Die hele afrigtingspan was Suid-Afrikaans geweest. So as jy gaan golf speel het jy Afrikaans gepraat, as jy rugby speel het jy Afrikaans gepraat. Maar daar's klomp goed wat 'n mens leer. Ek het geleer daar om op my eie voete te staan. Ek was 20 jaar oud toe ek oorgegaan het. Ek het my 21ste verjaarsdag in Amerika gehad. En dit het my net daai mense skills, as verskoon nou die Engelse woord, het my geleer om met mense te praat en te kommunikeer en as goed dalk moeilik gaan om Jy groei baie ook, dink ek. Om plan te maak om uit daai situasie uit te kom en uit die lekker ding is ook soos ek sê nou die lekker ding, maar my ma was nie naby of my pa was nie naby nie. So jy's heeltemal alleen daai kant. Ja. So jy moet staat maak om die mense om jou en dit was regtig baie lekker. Eie potjie krap. Jy moet jou eie potjie krap. En hoe was dit geweest om onder Heineke Meyer daar te speel? Ja, dit is seker een van die grootste blessings in my rugbyloopbaan tot nou toe, is dat 'n man soos hy oor my pad gekom het. Ek meen ek het nou onder 'n paar afrigters al gewerk, maar ek kan met eerlikheid sê hy is die eerste man wat jou van die veld af ook afrig. Ek kan dit nou maar seker hierso sê, hy het my al 2 keer wat hy vir my gesê het, ek kan nie oefening toe kom nie, want my gedrag en al daai goed, ek meen ek was 'n jong ouetjie geweest, mense het maar daai houding nou om jou gehad en al daai goed, maar die manier hoe hy dit gebruik om dit uit jou uit te kry, jy het daai mentorskap in jou lewe nodig en ek is so dankbaar daarvoor. Ek moet vir jou sê, dit is nogals iets waaroor in ons 'n gesprek met hom verlede week, jy weet, hy werk nie net aan spelers op die veld nie, maar ook van die veld af. Ja, het gaan vir hom oor die mens, jy weet, aan die einde van die dag, ja. En dan,
Wat was jou grootste aanpassing as 'n Suid-Afrikaner? Toe jy nou in by die Sabercats was. Ja, ek moet sê die kos. Die braai is gemis. Ja nee, ons het want daar praat hulle van 'n barbecue. So hierso gebruik ons maar hout en blits en dan steek ons 'n vuur aan en ek braai 'n choppie daarso, moet jy nou maar eers die kole bymekaar krap want hulle dit is mos nou maar charcoal en al daai goed. So dit was maar 'n bietjie 'n aanpassing geweest, was maar die grootste vir my die kos geweest. Is die vleis? Dis nie ons standaard vleis wat ons ken. Okay, nee, ek wil net weet as dit seker maak jy braai baie lekker oor die feesseisoen. Ja. En so jy kom terug uit Amerika uit en toe as jy by die Blitsbokke. Ja, toe het ek 'n geleentheid gekry om daarin te val, ook danksy coach Philip wat my genader het om aan te kom en al daai goed. En ja, hulle het soos nie meer 'n akademie daar nie, so al die ouens val onder een groep. En toe het hulle 2 spanne Dubai toe gevat en toe het hulle ons een span Mauritius toe gevat en toe het ek geleentheid gekry om daar te speel. Maar ek moet sê my hart lê nog by 15s. Hoe was die aanpassing vir jou gewees van die 15-man game af na die sevens, die Blitsbokke toe, waar die pace baie vinniger is? In die begin was dit vir my baie moeilik geweest. Ek het toe ek daar aankom, die eerste persoon wat ek gesien het was die dieetkundige, want ek moes gewig verloor het. En toe het ons van daar af gewerk en elke maand dan word jou gewig gevat, jou liggaamsvetspersentasie en al daai goed en so moet jy afkom. As jy nie afkom nie dan dan gaan jy moet harder werk. Ja, want vir jou posisie moet jy weet vir die 15-man span moet jy nou groter wees en dan kom jy by die sevens en dan moet jy nou alles kleiner wees, maar as ek daai goed kan vat wat ek by die sewes geleer het, soos hoe om te kyk as jy in sekere situasies is op die veld, want ek meen in sevens is die spasie baie groter en is baie vinniger. So as jy daai spasie vinnig kan identifiseer in 15 man, kan dit vir jou baie help. Ek meen as jy ouens kyk soos 'n Cheslin Colby en 'n Kwagga Smith, hulle het nog steeds daai skills of daai faset binne hulle speel raamwerk wat hulle gebruik in 15. So ek sal graag dit net wil behou. Ja, 'n mooi balans waarna jy verwys. En dan Gideon, jy nog altyd was flank nog altyd die posisie waar jy gespeel het? Dit is waar ek begin het toe ek nou op die groot rugbyveld begin. So dan jy speel mos altyd billetjie rugby en toe het ek flank gespeel, maar toe ek ouer word, ek meen toe het ek nou 'n bietjie langer en skraler geword, toe ek het al loskakel gespeel, ek het heel agter gespeel en ek het vleuel gespeel. En toe ek nou in die hoërskool kom, toe skuif hulle my terug flank en agste man toe en van daar af het die posisie maar net toe ek nou net gebly daarso. En dan die Arende. Vertel vir ons nou van die Blitsbokke in Stellenbosch en jy weet George toe. Ek sal maar sê die grootste aandeel is maar coach Heineke. Ek meen ek het al saam met hom gewerk en ek kan nou weer die geleentheid kry om saam met hom te werk en ek meen enige seun of jong man sal wat wil gee om saam met hom te werk. Ek meen die ervaring wat ek het om saam met hom te werk, maar en ek vat hierdie omgewing ook, ek het al baie goeie goed gehoor van George. Ek meen dit is dalk 'n groot dorp of wat ook al, maar dit is tog 'n klein gemeenskap en dit is graag wat ons wil hê by die Arende. As ek eendag in Spar rondloop of Checkers, dan moet die mense vrymoedigheid hê om met my te praat oor is hulle reg vir die game en naweek is alles reg. Dit is die gemeenskap en die atmosfeer wat ons hier wil skep. Ja. Nou so gepraat nou van die gemeenskap. Is daar enige iets wat jy saam met die mense van George, jy's mos nou nuut, jy's al farsie in die dorp en enige iets wat jy saam met die gemeenskap van George wil deel, enige iets wat enige iemand nie hiervan weet het, kan nou jou gunsteling yskrem wees, koeldrank, ja, iets van Gideon van Wyk. Ja, ek sal sê ek meen almal sien ons as ons moet reg eet en ons drink reg en al daai goed, maar ek is daai ou as ek 10:00 die aand kom en ek is nou lus, ek het 'n soet tante my dan ry ek nou garage toe. So hooplik kan ek wees van die mense 10:00 in die aand by Engine Garage sien vir 'n soetie. Vir 'n soetie. So beslis hulle moet kennis neem. Ja. Hulle wil praat vir 'n fotootjie om te al die Ja, so nee, definitief. ja. En dan, hoe was jou eerste sessie? Ek meen julle het nou al snel 2 weke dink ek met die oefengroep besig was. Hoe was dit vir jou gewees op Outeniqua Park om saam met die groep te oefen? Ja, ek gaan eerlik wees, my eerste sessie was baie moeilik geweest. Want ons het fiksheid toetse gehad. Gehoor, ja. So dit was eintlik baie lekker geweest en ja, as mens daar op die veld is en jy sien die mooi uitsig van die berg en net die potensiaal wat die stadion het. En ek meen die groep mense wat al klaar saam is en goed, ons is 'n goeie groep mense, maar ek dink daar's nog steeds baie harde werk vir ons. Ek meen Rome is nie in 'n dag gemaak nie, en dit is iets wat van die grond af gebou word. So
almal weet ons gaan ongelukkig bietjie geduld moet hê met hierdie boufase en ons spelers weet dit van die coaches af ook en ek weet die coaches weet dit van ons af ook. So hoe meer ons saam kan werk en goed, dit gaan net van ons afhang hoe vinnig ons dit gaan opbou. Ja, nee, as ek vir jou nou 'n tip kan gee na my gesprek met Heineke verlede week, as jy hard oefen in jou lyf op die spel, is your game for away. Maar ja. Wat van rugby? Is daar enige persoon, ek weet nou jy het nou gesê jy weet as jong seun was dit nog altyd vir jou gewees. Jy weet jy wil 'n professionele rugby speler wees. Was daar enige iemand of 'n gebeurtenis wat daai besluit van jou beïnvloed het? Ja, ek dink grootendeels ek meen 'n talent wat ek van die Here af gekry het, soos ek is 'n Christen, ek glo ek moet woeker met my talente. En die grootste aandeel daarin dink ek is maar my ma. Ek meen sy het so baie opgeoffer vir my. Ek meen sy het alles gelos vandat ek klaar is met skool of laerskool in Lichtenburg was sy saam met my Pretoria toe gewees en van daar af toe sy saam met my Parel toe gewees en sy het ek dink net nog 2 rugbywedstryde gemis op skool waar sy by elkeen was. So Baie opgeoffer. sy het baie opgeoffer. Ja, So ek ek is sê- baie lief vir my ma. Baie dankbaar en dit is lekker om te hoor want nie alle ouers Kan ek doen nie. kan dit doen nie. So ja, jy is in 'n baie bevoorregte posisie Ja. gehad om jou ma saam met jou te hê. Ja. En dat sy so groot opoffering gemaak het, jy weet om saam met jou te gaan waar ook al jy moes wees. Ja. Om daai talent van jou, jy weet, te ontwikkel. Wikkel en al daai goed, ja. Ja nee, ek is baie dankbaar daarvoor. Enige doelwitte. Jy's nou hier by die Arende. Wat se doelwitte het jy vir jouself aangestel? Jy weet met jou tyd hier. Ag ek dink omdat dit 'n beginfase is, ek dink nie dit moet oor die individu gaan nou op hierdie oomblik nie. Ek dink dis 'n kan ek met 'n Engelse woord 'n collective ding wat as 'n span wat ons saam moet besluit soos ons gaan nog kultuurkamp en al daai goed hê waartoe ons wil werk en wat is ons doelwitte en goed. Maar ek dink as ons in die Currie Cup kan kom hierdie jaar, is dit 'n groot pluspunt vir ons. En net weer almal weer hier in hierdie gemeenskap soos ek nou gesê het bymekaar te trek want hierdie stadion het baie potensiaal en al daai goed. So ek sal nie sê op hierdie stadium is dit 'n net my doelwit of wat ook al nie, maar ek dink dit is 'n gesamentlike ding. Nou vertel nou 'n bietjie vir ons, as jy nou nie die manne plat tackle op die veld nie, wat doen jy wat vir jou lekker goed, wat vir iets anders wat behalwe rugby wat vir jou lekker Ja, is? ek is baie lief vir 'n golf. Oh, okay. Speel Hier's baie genoeg golf. golfbane. Ek Nie speel net baie in Georgie, maar ons hele streek. Ja, gespeel golf, vang vis en dan ek meen as dit winter is dit maar jagseisoen. So as ons kan gaan golf speel en ons kan manne bymekaar trek, so trippie is dit altyd lekker. En as jy vir 'n 16-jarige Gideon van Wyk iets kan sê vandag, wat sou dit wees? Hou net aan om aan die deur te klop. So dis 'n klein sending wat iemand vir my gesê het, as jy in 'n vertrek sit en iemand klop aan die deur en jy sê ek sal nou daar wees, dan gaan jy nie dadelik aandag gee daaraan nie. Maar as jy die hele tyd klop en dit gebeur nou 2 of 3 of 4 of 5 keer na mekaar en jy hou aan klop, gaan daai ou binnekant moedeloos raak en opstaan en daai deur oopmaak. So daai deur sal oopgaan vir jou. Ja, aanhouer wens jy hulle, né? Definitief. Ja. Nou die SVD Arende het 'n sterk gemeenskapsbasis. Wat beteken dit vir jou? Ek meen jy het nou al, jy weet die Vrystaat Cheetahs, jy het die Blitsbokke, jy het in Amerika gespeel, so. Jy was ook al plekke gewees, wil ek amper sê. Wat beteken dit vir jou om nou hier te kom speel? Jo, ek meen dit is meeste mense, ek meen ander mense gaan nou sê ja, SVD, dis nou Jy moet net nie sê 'n klein Te klein, want ek wou sê nou vir net jou, sê, ek wou nie nou daai Hy het woord dit gebruik. geleer. Hy het dit gemaak. Hy wil nie hê mense moet hoor. Nee, ons Mense is- moet praat van 'n klein unie nie. Nee, ons is nie 'n klein unie nie, ons is professionele rugby spelers, is 'n professionele setup, al daai goed. So ons moet dit net sien soos enige ander plek waar ons rugby speel, maar ons dit hang weer eens van ons af wat daar binne is en die gemeenskap, hoe lekker ons hierdie plek gaan maak. Ek meen as ons daar's niks so lekkerder vir 'n rugby speler as jy by daai tonnel staan voor die uitdraf en die skade sit daar nie. En die mense is geregtig, as ons verloor, hulle kan kwaad wees, maar as ons wen, dan moet hulle net so gelukkig wees saam met ons. Ja. Gideon, nou ek het gevoel jy hoor vlei dat jy baie bygelowig is. Is daar 'n roetine wat jy volg, jy weet, in hoe jy goed doen, groot wedstryde voorberei? Iets wat jy dalk, weet as jy speel in dieselfde parkous of so. Is daar 'n roetine wat jy het? Ja, ek het maar, ek dink enige rugby speler het maar sy roetine en al daai goed, maar ek het definitief my roetine. Ek pak my tas die dag voor die tyd, pak ek al my tas, ek maak my tokse skoon en ek het
nou vir die afgelope tyd wat ek al professioneel rugby speel van na skool af speel ek al in dieselfde onderbroek. So ek voel sodra ek daai as ek hom gaan verander gaan ons jou lucky charm. nee, dit is my lucky charm. So ek bou vas aan hom. Ek hou vas. Hy moet nog net so 'n paar jaar Hy uithou. moet so 'n paar jaar uithou. Hy werk dan ten minste net een keer 'n week. Ja. En dan voor ons afsluit, hier's baie, ek weet jy weet julle wil half die trots terugbring na die span toe. Wat sal jy vir jong spelers wat na ons luister vandag, wat sal jy vir hulle graag wil sê? Ja, dit is ek was self 'n jong ou rugby speler gewees en opgekyk na rugby spelers en al daai goed, maar dit gaan oor hoe graag jy dit eers Hoe honger is jy? hoe honger is jy by jouself, hoe graag jy dit wil hê. En soos weer eens hou net aan om aan daai deur te klop, daai deur sal oopgaan. Dit is ek meen die geleenthede deesdae in Suid-Afrika is so groot. Ek meen hier is ons nou by 'n unie. Mense het nooit gepraat van hierdie unie nie, maar hier is hierdie unie weer besig om op te staan. So dit begin nou nie meer daar of hier of so raak. Dit is nou op jou voorstoep. Die geleentheid is nou op jou voorstoep. Gemaak gebruik daarvan. Die regte mense is in die kringe. Jy moet nie harde werk. Jy moet net aanhou hard werk. Ja. Of dit nou aan fiksheid is of goed wat jou special maak. En daar was altyd vir my gesê, hou net aan die goed werk wat jou special maak, maar werk bietjie ekstra harder aan goed wat jou nie special maak nie. Soos ons 'n bietjie kan skinder op. Ek wil graag weet wat van om Heineke Meyer nou afrig. Van hom maak jou die moegste. Sal dit nou, ek sien julle pak baie keer ons cones uit. So sekere oefeninge wat julle doen, veral wanneer dit kom by die fiksheid. Wat maak jou die moegste? Kyk, Coach Heineke is baie groot op die brein. As jy moeg is en hy begin kom met vrae en al daai goed en jy moet hom antwoord en ek meen hy's 'n ou, jy alleen gaan mos nou nie, jy kan net alleen een keer vir jou en die tweede keer gaan jy nie dieselfde wees nie. So partykeer dan druk hy jou man 'n hoekie en al daai goed, maar ek dink net sy knowledge oor die game is om jou beter te maak en partykeer is dit vir ons wat nog nie daai ervaring het, is dit maar moeilik om op sy standaard en al daai goed te bly, maar as hoe meer jy by hom kan leer, hoe beter. Hoe beter. En fisies op die veld, oefentye? Ag, op hierdie stadium is dit nou maar bietjie rustig. Ek meen ons is nou eers besig om 'n fondasie te bou, as ek so kan sê, met fiksheid en ons skills en al daai goed, maar dis by die fiksheid wat ek wil uitkom. As hy fiksheid is 'n tawe oefeninge by jou. Ja, dit is maar ons hardloop lyne elke keer en ek meen ons het 'n bronco toets gedoen. Die meeste mense sal weet wat 'n bronco toets is. So dit is jy begin op kom ons sê op die doellyn, ons ek hou 20 meter uitgepak, 40 meter, 60 meter. So dan hardloop jy 20 meter terug, 40 meter terug, 60 meter terug. Jy doen dit vir 5 keer na mekaar. Dit vat omtrent so 5 minute. As jy nou goed doen, maar as baie manne wat 7 minute hardloop. So daar's ook 'n spesifieke tyd waarin jy dit hang af wat se posisie jy speel, want jy kan nou nie as Seamus se ou nou stit speel, hy moet nou dieselfde hardloop met 'n ou wat vleuel speel nie. So daar is norms wat sekere posisies moet hardloop. Okay. Ja, en jy slaag nog steeds is ja, op hierdie stadium ek kom hom net deur. Okay. Laat ons met deur kom als okay. Ja. Ag Gideon, dit was nou regtig baie lekker om jou vandag te hê. Ek wens jy en die groep wat op die oomblik daar by die Arend is, wens ek alle voorspoed toe met julle voorbereiding en ek weet daar's nog baie goed wat uitgesorteer moet word. Maar ten minste is dat daar al begin en ek dink almal weet waartoe hulle werk aan die einde van die dag. Baie welkom in George. Baie dankie. Ek hoop jy braai lekker. Net braai was nie 'n barbecue wees nie. Nee, ons gaan barbecue. Ordentlike braai. Ou lekker skaap chop met 'n stukkie, jy weet 'n lekker stukkie vet, jy moet so lekker crispy gebraai wees. Ja, so ek hoop jy geniet dit alles weer. Ja, hier in George in. Ons is 'n baie lieflike rugby gemeenskap. So ja, Ag, baie dankie, ek waardeer. Ja, en die ding is ook, maar ek wil van hierdie geleentheid ook gebruik maak. Ek meen ons wil die gemeenskap intrek. Dit is ons grootste ding. Ons wil die gemeenskap intrek. Met sy dit nou met borgers is of wat ook al, ons wil graag ons mense deel maak en almal is welkom. Of jy nou 80 jaar oud is en of jy 10 jaar oud is, almal is welkom. As jy wil na 'n rugbywedstryd toe kom of oefening of wat ook al, of jy wil net daar wees asseblief. Ons het mekaar nodig. Hulle het ons nodig, ons het hulle nodig, ons het almal mekaar nodig. Nee, is lekker. So daar julle dit nou is een van die nuwe gesigte wat ek raak geloop het of raak gesien het daar op Outeniqua Park, Gideon van Wyk.
En is 'n man wat nou al sy rugbyloopbaan het hom nou al verskeie plekke by verskeie spanne gehad, sover as Amerika. Ek was by die Blitsbokke voordat hy nou hier by die Arende aangesluit het. Gideon, soos ek sê, alles wat mooi is vir jou in die span vorentoe. En baie dankie vir die geleentheid, ek waardeer. Baie dankie.